Watter een van die volgende stowwe is nie 'n suiwer stof nie? Kom ons begin by A, yster. F, E. Kry hom op die periodieke tabel, dis 'n element, dit is 'n suiwer stof. Suiker het die chemiese formule C12, H22, O11. Jy kan sien daar is 'n vaste verhouding van koolstof tot waterstof tot suurstof. Dit is 'n verbinding, dit val onder die suiwer stowwe. Dan staal. Staal is 'n mengsel tussen yster en koolstof en soms word daar ander dinge ook bygegooi soos nikkel of sink om dit bepaalde karakteristieke te gee. Maar staal is nie 'n suiwer stof nie. En dan grafiet. Grafiet is suiwer koolstof. Dit is 'n allotroop van koolstof, net soos wat diamant 'n allotroop is van koolstof. Die korrekte chemiese formule vir kaliumnitraat is, wel dis nie A nie, A is kaliumnitried met 'n D aan die einde. Hierdie is nie moontlik nie, 'n tipe fosfornitraat, maar hy's nie reg nie. Dan het ons kaliumnitraat, dis ons korrekte antwoord, want kalium se lading is plus en nitraat is minus, en hier is ek nie elektries neutraal nie. So die korrekte antwoord is C. Verskillende isotope van dieselfde element het verskillende getal neutrone. Die atoomgetalle moet dieselfde wees, die aantal protone, hierdie twee is in elk geval dieselfde konsep, en dan die aantal elektrone het niks te doen met isotope nie. So die korrekte antwoord is B. Watter paar elemente het waarskynlik 'n soortgelyke rangskikking van buite-elektrone en soortgelyke chemiese gedrag? Die korrekte antwoord is A, boor en aluminium. Jou periodieke tabel gaan jou baie help in hierdie verband. Kom ons kyk. Opsie A is boor en aluminium. So, hulle is in dieselfde groep, groep 3, hulle gaan dieselfde hoeveelheid valenselektrone hê en hulle gaan dieselfde chemiese eienskappe hê. Dan, helium en fluor. Helium is 'n edelgas, fluor is 'n halogeen. Hulle het nie dieselfde hoeveelheid valenselektrone nie en hulle gaan nie dieselfde chemies optree nie. Dan het ons koolstof en stikstof. Hulle is in dieselfde periode, maar nie in dieselfde groep nie, gevolglik nie dieselfde hoeveelheid elektrone in die buitenste orbitaal nie. En dan laastens het ons ook chloor en suurstof. Hulle is nie in dieselfde groep nie, hulle is nie in dieselfde periode nie, so dis definitief nie D nie. Die korrekte antwoord is dus A, boor en aluminium. Watter stelling is verkeerd oor die eienskappe van 'n fisiese verandering? Kom ons kyk na ons stellings. A, wanneer 'n fisiese verandering plaasvind, kan die verbindings self herrangskik, maar die bindings tussen die atome sal nie breek nie. Nou daai stelling is korrek. As ek ys vat, is daar 'n bepaalde rangskikking van die watermolekules. Ek voeg hitte by, die ys smelt, daai rangskikking verander nou, maar die bindings tussen die atome breek nie. So A is waar. B, fisiese verandering in materie is omkeerbaar. Dis ook waar. Ys smelt, water vries. C, energie word geabsorbeer wanneer materie van 'n vaste stof na 'n vloeistof verander. Ek verhit ys, dit smelt. Energie word geabsorbeer. C is korrek. So die stelling wat verkeerd is D. Molekule bly nie gedurende 'n fisiese verandering behoue nie. Wel, dit is nie waar nie, want as jy sit met ys, water as vaste stof en jy smelt dit, dan is daar steeds watermolekules, ons het nie daaraan gekarring nie, die hoeveelheid molekule gaan dus behoue bly. So D is die korrekte antwoord, want dit is die verkeerde stelling. In die verbinding H2O is die verhouding van die massa van waterstof tot suurstof altyd? Nou hierdie is 'n goeie vraag, want jy moet wakker wees, die woordjie massa word in hoofletters geskryf. So wat is die verhouding
in terme van mol? Wel, H2O, so dis 2 tot 1. So dit sou B gewees het, maar B is nie die korrekte antwoord nie, want die vraag vra massa. So kom ons vat 1 molekuule water. Dan is daar 2 waterstowwe. Met ander woorde, die massa van die waterstof in 1 molekuule gaan 2 wees. En die massa van 1 suurstofatoom gaan 16 wees. Jy kry hierdie waardes op jou periodieke tabel. So 2 tot 16 is 1 tot 8. So die korrekte antwoord is C en nie B nie. 1 mol swaalsuur bevat 6,02 mal 10 tot die mag 23 molekuule. 1 mol kan nie 7 atome bevat nie. Onthou, as jy dink aan mol, dink aan dosyn. 'n Dosyn is 12 eiers. 'n Mol is 6,02 mal 10 tot die mag 23 atome, ione, molekuule, wat ook al. Dit is 'n versamelnaam, so dit kan nie 7 wees nie. 1 mol kan ook nie 1 molekuul wees nie. En ek vermoed wat hulle by D gedoen het, hulle het 7 maal met Avogadro se konstante daar gebruik. En dis ook nie die korrekte antwoord nie. Jy moes gegaan het en letterlik geweet het, N is gelyk aan N op Na, so die aantal mol is die aantal wat ook al gedeel deur Avogadro se konstante, so in hierdie geval die aantal molekuule is die aantal mol maal met Avogadro se konstante. So dis 1 maal met 6,02 maal 10 tot die mag 23 molekuule en dis hoekom die korrekte antwoord C is. Nou, hierdie vraag hanteer werk wat nie meer deel is van die leerplan nie, maar ek gaan dit in elk geval doen, so jy kan die video hier stop of jy kan verder luister. Watter een van die volgende oplossings sal nie 'n neerslag vorm as dit by 'n oplossing silwernitraat gevoeg word nie? Nou as jy silwernitraat oplos, gaan dit silwer-ione vorm en nitraat ione. Nou ek gaan nou by die kloried, bromied en jodied kom, want dit is nie die korrekte antwoord nie. Die korrekte antwoord is magnesiumnitraat. Nou as ek magnesiumnitraat in oplossing het, dan vorm dit magnesiumione en nitraatione. Maar kyk gou hierso. Hier's nitraat en daar's nitraat. So daar vorm niks niets nie. Al ruil die nitrate. Dit bly silwernitraat en magnesiumnitraat. En dit is hoekom daar geen presipitaat gaan vorm in die geval van magnesiumnitraat nie. Silwernitraat word wel gebruik as 'n toets om te bepaal watter tipe halied kom voor in 'n stof. So as dit byvoorbeeld reageer met iets soos natriumkloried, dan vorm daar 'n wit presipitaat. As dit met 'n bromied sou reageer, dan vorm dit so 'n romerige, ligbruin neerslag. En as dit reageer met jodium in die vorm van jodied, dan vorm dit 'n geel presipitaat. Maar jy het nie nodig om dit te weet binne die graad 10 leerplan nie.